En vandag wil ek met jou deel dat Tippy soveel meer is as net nog 'n leesreeks. Agter alles wat ons vir Tippy doen, staan Ignacio Estrada se woorde. If a child can't learn the way we teach, we should teach the way they learn. En dit doen ons al vir die afgelope 11 jaar vir Tippy. So vinnige agtergrond. Tippy het 'n baie lang storie wat agter hom staan. Maar Tippy is gebore uit 'n jeugdroom. Josie Palmer, die medeskrywer van Tippy, medestigter van Tippy, is ook my ma. En ons is 'n ma en dogter span. My ma het 'n droom gehad om eendag boeke te skryf. Sy was in die onderwys gewees. Ek het in haar voetspore gevolg. En Tippy word nie deur skrywers geskryf nie, maar Tippy word deur onderwysers geskryf vir onderwysers. In 2014 is die eerste 8 plak 1 Tippy boekies gepubliseer. En oor die laaste 11 jaar het Tippy verskriklik baie gegroei en geontwikkel. En dit is een van die dinge wat Tippy so uniek maak, is dat Tippy 'n dinamiese reeks is en dat daar voortdurende groei en ontwikkeling is. Maar behalwe vir hierdie jeugdroom wat my ma gehad het ek as remedierende terapeut in 2010 reeds in my praktyk verskriklik baie graad 1's gesien wat verwys is vir remedierende assesserings. Maar hierdie graad eentjies wat ek geassesseer het almal op daardie stadium in die assesserings gemiddeld geskoor. Hulle was average, graad 1's. En hoe meer graad eentjies ek in my praktyk gesien het, hoe meer het ek besef dis of my assesserings wat verkeerd is, of daar is iets anders fout. En toe het ek die fout begin soek. En dit is waar Tippy se heel eerste klein begin was. Ek het toe agtergekom, dis nie die graad 1's wat leerhindernisse of leeruitvalle het nie. Hulle is bloot gemiddelde 6 amper 7-jariges. Hy, Dit was die leesmateriaal wat hierdie graad eentjies gekry het, die leesboeke, wat nie volgens ontwikkelingsbeginsels geskryf is nie. Woordeskat wat in daardie leesboeke ingesluit was woorde soos verjaardagpartytjie, uitnodiging en verrassing. Die karakters was sulke vreemde kindertjies met wie die meeste Suid-Afrikaanse kinders nie kon identifiseer nie. En baie van hierdie leesboeke wat die graad 1's moes lees, kon hulle self nie meer vereenselwig nie. Daar was baie groot kultuurverskille gewees, omdat so baie van daardie boeke op daardie stadium bloot uit Engels uit vertaal was. En met my ma se jeugdroom van eendag boeke skryf, het ek toe vir haar gesê, maar begin asseblief en skryf vir my stories vir my praktyk, waarin ek opvoedkundige en sielkundige beginsels kan toepas, en dit is hoe Tippy toe ontstaan het. So wat ons weet reeds van 2010 af, is dat 'n top-down approach nie werk nie. Top-down is wanneer kinders leer om op sig te lees, wanneer hulle heel woorde moet leer lees. Ons glo in 'n bottom-up approach of 'n bottom-up benadering. En dit kom neer op 'n sintetiese klankbenadering waar kinders hulle klanke eers leer, klankvaslegging gebeur
En dan begin kinders leer om te lees. Die lekker van graad 1, 'n graad R, wat nou deel vorm van 'n kind se 13 jare op die skoolbanke, is dat ons die graad R jaar kan gebruik om klankvaslegging te verseker. So vinnig, wat beteken klankkennis in Afrikaans? Hoekom is dit vir my en vir Tippie belangrik om 'n bottom-up benadering te gebruik? Want wanneer ons klankkennis het, kan ons verskriklike lang woorde dekodeer. Dieretuin meer is 'n reuse woord, maar as ek die ken, kan ek die lees. Dan kan ek dier, dan diere. En met klankkennis is dit dus vir kinders moontlik om baie groot woorde teen die einde van graad 3 te kan lees, met begrip, met selfvertroue, met vlotheid, omdat daardie boustene goed vasgelê is. So vir enige juffrouens, vir enige mammas wat vandag saam met ons kuier, as jy volgende jaar 'n graad R kind het, begin met Tippie leer klanke. Spandeer jou hele graad R jaar vir Afrikaans om klankkennis vas te lê. Daar is hoe Tippie leer klanke lyk. Tippie leer klanke het sy eie unieke benadering vir klankvaslegging en ook vir klankvorming. En Tippie leer klanke is beskikbaar in 'n 26 aktiwiteitsboeke in 'n boekpak. Deidre van Wyngaard, 'n arbeidsterapeut daar uit die Kaap uit, het saam met ons gewerk aan Tippie leer klanke. Maar nou, van 2024 tot Mei 2025, is daar 'n hele klomp dinge vir Tippie gepubliseer in Afrikaans en in Engels. Maar toe gebeur Pearls. En ek en jy weet dat die Pearls uitslaa in 2021 vir ons gesê het dat 81% van Suid-Afrikaanse graad 4's kan nie met begrip lees nie. Dit beteken slegs 19% van ons graad 4's kan wel met begrip lees. Alhoewel dit skokkende en slegte nuus was, het die onderwysdepartement toe 'n nasionale taakspan saamgestel. En dit is waar al die nuwe Tippie dinge vandaan kom, uit hierdie nasionale taakspan se bevindinge. Ons glo van Tippie se kant af dat in die grondslagfase kinders leer om te lees, sodat hulle vir die res van hulle lewe kan lees om te leer. En daarom is daar hierdie hele pakket saamgestel vir die grondslagfase, sodat kinders kan leer om te lees, sodat hulle kan lees om te leer. Ten spyte van al Tippie se groei en ontwikkeling oor die laaste 18 maande agter die skerms, was Tippie se benadering nog altyd dat dit 'n trots Suid-Afrikaanse gegradeerde reeks is. Tippie fokus op die boustene van geletterdheid. Tippie weet ook dat vandag se moderne kind 'n kombinasie benadering nodig het. En daarom het ons Curious Readers Tippie se interaktiewe aanlyn leerplatform geskep vir daardie ouetjies wat bietjie ekstra motivering nodig het.
integreer ons tegnologie, maar ons gebruik tegnologie op 'n funksionele manier. Tippie was nog altyd multisensories en volg 'n kinestetiese benadering. Dis progressief en dit bou op voorkennis. En ek dink so opgewonde soos wat ons is oor hierdie hele grondslagfase pakket vir Tippie. As jy met jou graad 2's begin volgende jaar, gaan jy eers moet seker maak dat die boustene vasgelê is wat in graad 1 deel vorm van Tippie se benadering. My advies aan skole veral is gewoonlik, as jy wil begin met Tippie vir Afrikaans huistaal veral, begin met jou graad 1 groep en in 2026 en dan wanneer daai graad 1 groep in 2027 in graad 2 is, dan beweeg hulle aan met Tippie. Omdat die reeks so progressief is. Die leeruitkomste, soos in die nasionale kurrikulum, is in die Tippie reekse ingeskryf. Ons benader dit net 'n bietjie anders. Hierdie is 'n groot een. Tippie het nie grade nie, maar Tippie werk met vlakke. En elke vlak bou op die voorkennis uit die vorige vlak uit. Hoekom werk ons op vlakke en nie met grade nie? Want die boustene vir taal en geletterdheid is dieselfde vir beide huistaal en eerste addisionele taal in die grondslagfase. Maar ons onderskei tussen die spesifieke uitkomstes vir huistaal en eerste addisionele taal. Local is lekker. Alles van Tippie word in Suid-Afrika gedoen. Tippie word geskryf deur onderwysers vir onderwysers. En Ena gaan nou vir julle die Telegram groep se skakel, asook die Tippie Facebook bladsy se skakel deel in die chatbox. En daar sal jy sien en kan jy op hoogte bly van die nuutste Tippie nuus. Op die oomblik, as jy ons reeds op Facebook volg, sal jy sien dat ons kliphard besig is om te werk aan werkboeke en dat daar baie ekstra materiaal is. Ons weet, 'n juffrou se belangrikste werk in die klas is om kinders te leer, te help, te inspireer en nie om al haar tyd en energie te spandeer op voorbereiding en beplanning nie. Ek het reeds gesê, daar's voortdurende groei en aanvullende materiaal vir die Tippie reekse. Tippie is baie bekostigbaar en met die afslag wat Penguin en Lapa gaan gee, bied dit baie goeie waarde vir geld. En dan Tippie word oorgeskryf en nuut geskryf in die verskillende tale. Tippie word nooit vertaal nie, want die grammatikale stelsel van elkeen van die onderskeie tale lyk anders. Kinders wat met begrip kan lees, is kinders wat kan leer en wat sal floreer. En ons glo dat hierdie nuwe klaskamerpakket, hierdie kurrikulumbenadering van Tippie, die pulsuitslae in die toekoms gaan verander. So, kom ons kyk nou, wat is nuut en wat is uitgebrei vir Tippie? So nuut, nou net gepubliseer, is die onderwysersgidse vir graad 1, 2 en 3
huistaal en eerste addisionele taal. Daar's klankkaarte wat voorgestel word vir elkeen van daardie grade. Handskrifkaarte, daar's muurkaarte vir luister en praat, daar's splinter nuwe grootboeke. En ek gaan nou so deur 'n grootboek of twee blaai om vir jou te wys hoe lyk hulle anders. En dan is daar storiebundels vir beide huistaal en eerste addisionele taal wat voorgestel word vir die verskillende grade. So dit is die dinge wat alles nuut is, wat Tippie in die verlede nie gehad het nie. En dan is daar uitgebreide publikasies. Jy ken en is lief vir Tippie, boek 1 tot 10. Daar is nou vir elke vlak 'n boek 11 tot 20 bygevoeg. Hierdie 10 ekstra leesboeke gee geleentheid vir inoefening, vir repetisie, vir herhaling en boek 11 tot 20 bou op die voorkennis van boek 1 tot 10, maar dit gee net daardie geleentheid vir ekstra inoefening, spesifiek vir vlotheid en dan ook vir lees met begrip. En dit kom spesifiek van die onderwysdepartement af. Hierdie taakspan wat hulle saamgestel het, wat gaan kyk het, hoekom ons so sleg gedoen het in die laaste pearls, het bevind dat daar nie genoeg geleentheid is vir kinders om op 'n spesifieke vlak vaardighede in te oefen nie. En dan is daar 'n kernleesboek of 'n klasleesboek of as jy baie old school is, 'n klassikale leesboek. Hierdie kernleesboek bestaan uit 96 bladsye. Dis 'n dikker boek en hier wou die departement spesifiek gehad het dat ons aktiwiteite insluit. Daardie werkboeke vir die leesboeke, die kernleesboeke, is reeds beskikbaar by Curious Readers om dit vir jou makliker te maak in jou klaskamer volgende jaar. Hier wys ek vir jou so vinnig hoe die boek vlak 1, boek 1 tot 20, wat ons almal ken, en dan vlak 1, boek 11 tot 20, wat bygevoeg is. Jy sal op my skerm sien, daar is sommer heelwat meer teks, wat nog steeds dekodeerbaar is, in die vlak 11 tot 20 boekies. Daar is ook heerlike woordeskat ingesluit. Vlak 2, boek 1 tot 20, die 10 ekstra leesboeke, fokus veral op die 2 klanke en 3 klanke, waarop ons nie voorheen in afsonderlike boekies gefokus het in vlak 2 nie. En dan daar onder aan die bladsy is die kernleesboek. En ons gaan nou weer daar by hom uitkom en ek gaan deur hom vir jou blaai. So ek het reeds vir jou genoem. Na die pearls toe sit die nasionale taakspan en hulle stel spesifieke vereistes en kriteria bymekaar. En hulle toe 'n uitnodiging gerig aan al die uitgewers in Suid-Afrika met hierdie vereistes en kriteria. En binne in daardie vereistes en kriteria was daar 8 komponente wat hulle ingesluit wou gehad het. Die hoofkomponent is die onderwysersgids. Binne in die onderwysersgids is alles wat jy nodig het vir elke graad, vir Afrikaans, vir die jaar.
Jou 40 lesplanne is ingesluit. Ons het ook simbooltjies gebruik. Simbooltjies gebruik op die lesplanne om vir jou te wys wanneer gebruik jy wat. Jou leesboekie, jou kernleser, jou grootboeke, jou flitskaarte, jou klankkaarte, jou muurkaarte, jou handskrifkaarte en jou bundel. En dan was een van die ander vereistes dat ons ook binne in die weeklikse beplanning vir jou moes aandui wanneer jy jou reënboogboek gebruik. Heloise Maritz en Christine wat die nou vergeet ek vir 'n oomblik Christine se van Christine Nel wat die eerste addisionele taalgidse gaan geskryf het gaan soek watter aktiwiteite in die reënboogboek en van die departement se kant af integreer binne in die lesplanne. CR, Curious Readers, jy kan jou ekstra aktiwiteite gaan aflaai. As jy gelukkig genoeg is om 'n witbord te hê, kan jy dit so ook gebruik. En dan DA en FA is nie nuwe politieke partye nie, maar daar word ook in die gids vir jou voorsiening gemaak vir beide deurlopende assessering en formele assessering. Hierdie dokumente is oral beskikbaar en ons noem dit sommer die tippie cheat sheets. Hierdie cheat sheets wys vir jou watter leermateriaal word voorgestel vir Afrikaans eerste addisionele taal en vir Afrikaans huistaal. Ek het vroeër vir jou gesê Tippie onderskei nie tussen grade nie. So die enigste plek waar jy gaan sien graad 1 is op die onderwysersgidse. Die res van die materiaal bly dieselfde, maar verskillende grade waar ons onderskei tussen EAT en huistaal gebruik dit op verskillende tye in verskillende grade. Die lekker hiervan is dat dit wat voorgestel is vir graad 1, eerste addisionele taal, werk baie goed vir graad R, huistaal. Jy moet net tippie leerklanke byvoeg. Dit wat voorgestel is vir graad 3, huistaal, werk baie goed vir graad 4, eerste addisionele taal. So daar is 'n jaar verskil tussen wat ons gebruik vir huistaal en wat ons gebruik vir eerste addisionele taal. Ena sal ook vir ons die skakel deel waar jy die prentjies vir hierdie totale huistaal en eerste addisionele taal pakkette kan sien. Soos ek vroeër gesê het, alles kom terug na die onderwysersgids toe. En die onderwysersgids vertel vir jou stap vir stap hoe jy al daardie leermateriaal en die leesboeke en die kernleesboek elke week gebruik. Hier wil ek gou-gou vir jou sommer net 'n voorbeeld wys van een van die lesplanne. Hierdie is week 16 se lesplan en jy sal sien die huistaal lesplan lyk baie het baie meer om die lyf as die eerste addisionele taal lesplan. Hoekom? Want dit is wat ons kurrikulum sê. Vir graad 1 huistaal behoort daar 8 ure, minimum 7 ure 'n week tyd voor gemaak te word. Vir graad 2, eerste addisionele taal, behoort daar 3
of op die minimum 2 ure 'n week voorsiening gemaak te word. So die uitkomstes lyk anders, alhoewel ons dieselfde leermateriaal gebruik om te verseker dat die boustene vasgelê word. Ten spyte van hierdie groei en ontwikkeling, kan Tippie nog steeds wees wat jy vir hom nodig het om te wees. Tippie kan van 2026 af vir jou 'n volledige kurrikulum wees met alles wat jy nodig het vir Afrikaans huistaal en eerste addisionele taal in die grondslagfase. Maar Tippie kan ook vir jou 'n holistiese en eklektiese benadering tot lees en leer wees volgens jou spesifieke behoeftes. Tippie kan bloot net 'n aanvullende leesreeks wees in jou klaskamer. En ek dink dit is deel van daardie uniekheid van Tippie, dat Tippie kan wees wat jy nodig het vir hom om te wees. Daar is nie 'n reg of 'n verkeerd nie. 'n Paar dinge waaroor ons gaan gesels en waarna ons gaan kyk nadat ek eers van jou vrae geantwoord het, is of jy nuuskierig is oor Curious Readers. Ek wil vinnig vir jou noem dat daar handelsuitgawes is. En die handelsuitgawes is daai boekies 1 tot 10, wat aan die agterkant van die boekie al die aktiwiteite in het. Die vereistes en kriteria van die onderwysdepartement af was dat hulle nie aktiwiteite binne in die leesboeke wou gehad het nie. En daarom is daar 'n skooluitgawe. En die skooluitgawe is dieselfde inhoud, sonder die aktiwiteite agter in die boekie. As jou skool reeds boek 1 tot 10 gebruik en jy het reeds die ouer weergawes aangekoop, kan jy bloot net daarmee aangaan. As jy vir die eerste keer saam met Tippie wil leer en lees, en jy wil nie die aktiwiteite agter in die boekies hê nie, dan bestel jy die skooluitgawe. Mense vra gereeld vir my, is daar werkboeke wat hulle kan koop vir Tippie? Of is daar kwartaalassesserings? Is daar ander muurkaarte? Is daar taal aktiwiteitsboeke wat jy kan koop? Daar is nie werkboeke wat jy vir Tippie kan koop nie. Ons maak en deel die werkboeke op Curious Readers, waar jy dan dit kan gaan aflaai as deel van jou subskripsie en die werkboeke in jou klas kan gebruik of by die huis kan gebruik as jy 'n tuiskool mamma is. Daar is hordes ekstra leermateriaal. Ek het vir jou gesê Tippie word geskryf deur onderwysers vir onderwysers. En in plaas daarvan laat 700 onderwysers almal 'n kwartaalassessering moet gaan opstel middel van kwartaal 1, doen ons dit van ons kant af vir jou. Jy kan dus met die ekstra leermateriaal jou eie werkboeke bymekaar gaan sit volgens jou unieke en spesiale behoeftes. Daar is deur die loop van hierdie jaar vreeslik baie webinare en leeswerkswinkels gewees. En jy kan met ons gesels oor jou behoeftes. Ek glo
dat ons in die toekoms meer gefokus sal gesels oor die onderskeie grade, maar ook meer in diepte sal kyk na huistaal en eerste addisionele taal op hulle eie, omdat dit dan spesifieke behoeftes sal aanspreek. Daar is baie ondersteuning vir Tippie. Ena gaan daardie skakels met julle deel en dan is jy welkom om my te WhatsApp op 0823067649. As jy my gedurende kantoorure WhatsApp, gaan ek jou antwoord met 'n voice note as en wanneer ek langs die tennisbaan sit om te wag vir my kinders om klaar te maak met hulle sport. Kurrikulum is wat kinders moet leer en nie hoe kinders moet leer nie. En Tippie doen die hoe anders, maar maak dit ook sommer vir jou baie maklik in jou klaskamer. In die grondslagfase leer kinders om te lees, sodat hulle in die intermediêre fase kan lees om te leer. En dit is Tippie se hart, dat teen die einde van graad 3, dat kinders met begrip sal kan lees. Want kinders wat met begrip kan lees, is kinders wat kan leer en wat sal floreer. En dit baie vinnig, baie kortliks is hierdie huistaalpakkette. En dan gaan ek nou eers stop, want ek wil vandag jou spesifieke vrae antwoord. Hannes, gaan jy hulle so vir my uitgooi? Ja, ek het hierso is 'n vraag van ek moet net eers sê baie dankie. Dit is fantasties en ek dink die struktuur van Tippie maak dit vir onderwysers baie makliker om daai kinders te kry van lees na leer na floreer. En ek dink dit is waar ons almal kinders wil hê en dit gaan nie net oor tale nie, dit gaan oor elke liewe vak. Hoe beter jy kan lees met begrip, hoe groter word jou wêreld. So ek kan nie meer opgewonde wees nie. Teresa van Rodepoort vra, sy sê hulle het 'n klein naskool van graad R tot graad 5 en sy vra of hierdie kan werk as aanvulling vir hulle maats en wat sal jy aanbeveel dat hulle moet koop? Haai Teresa, ek dink daar kan Tippie weer wees wat jy nodig het. So ek sou definitief aanbeveel dat jy kyk na die leesboekies. Omdat jy dit nie as 'n volledige kurrikulum kan gebruik nie, jy net 'n naskool sentrum is wat ekstra ondersteuning wil bied, dink ek is dit 'n goeie idee om te begin met die leesboekies vir daai ekstra inoefening. Die werkboeke of werkkaarte wat jy sou kon aflaai, kan dan ook dien vir verdere vaslegging en inoefening. En ja, afhangend van hoeveel tyd jy het, daar is verskriklik baie lekker ekstra speletjies en besig hou aktiwiteite. Hulle sê play is work for a child. Speel is werk en kinders in die grondslagfase leer optimaal wanneer hulle speel leer en dit is 'n groot deel van Tippie se filosofie. Hier's 'n lekker een vir jou, Reinet, en ek sê 'n tong in die kies. Wanneer sal, dis Elmien wat vra, wanneer sal Tippie se onderwysersgids beskikbaar wees vir Engels huistaal? By Engels huistaal, julle so. Ek is baie gryser, ouer en wyser na die afgelope 18 maande wat ons aan hierdie klaskamerpakkette gewerk het. Ek kan wel vir julle sê dat in 2027 gaan die onderwysersgidse vir beide English, Home Language
en English First Additional Language beskikbaar wees. Maar ons gaan nou eers net so klein bietjie asem skep en rus voor ons weer in Januarie wegspring om daardie publikasies drukgereed te kry. Ja, ek weet nie of almal kan sien nie, maar dit is 'n substansiële boek hierdie. Kyk hierso, hy's lekker dik. Dit is hoe die dis 'n A4 grootte. Dit is ehm ja, dis soveel hulp in hierdie boeke. Dit is wonderlik en dit is ook dan die rede dat dit nie in 'n japtrap klaargemaak kan word nie. Dit vat tyd om dit te ontwikkel. So ek's baie opgewonde om te hoor dat dit in 2027 gaan reg wees. Okay, kom Ja. ons kyk. Is 'n vraag, hoe werk die subskripsie vir Curious Readers en wat is die koste daarvan? So Curious Readers werk soos Netflix op 'n maandelikse subskripsie. Dis R99 'n maand. As jy vir 'n jaar die subskripsie doen, dan dink ek is dit R950, 'n bietjie goedkoper. En Hannes, ek dink sommer daar op daai ene wil ek vir almal wat nie seker is nie. Vinnig, gits. Gaga hierso so wys. Kan julle Ja, my ek dink dis dalk die beste om dit so te wys. Ja, goeie ja. idee. So Curious Readers het gee vir jou toegang in tot al die inhoud in Afrikaans en Engels. Jy moet net in gedagte hou dat oor die laaste 6 maande het Tippie ontsettend baie gegroei en dat ons nie so vinnig kan programmeer soos wat Tippie groot word nie. Maar daar is interaktiewe inhoud. Ek het vanoggend met die werksboeke, as ek daar in vlak 3 ingaan by Afrikaans, dan sien jy die eerste 10 Tippie boekies. As jy dan binne in jou Tippie boekie ingaan, onder materials is daar 'n wye verskeidenheid leermateriaal wat ek het gesê speel leer, konkreet, alfabetiese volgorde. So ons begin deur ons blokkies uit te knip en dan die woorde in alfabetiese volgorde te rangskik. Daar's speletjie aktiwiteite. Daar is addisionele taalaktiwiteite, jou voornaamwoorde, sinonieme, antonieme, alles waaraan jy kan dink wat saam met die Tippie boekie gebruik word. Vir ons eerste addisionele taalmaatjies is daar dan ook die Afrikaans en die Engelse woordeskat. Curious Readers is wat Tippie heeltemal anders maak as enige ander reeks boeke in Suid-Afrika. Hierdie word alles vir jou bymekaar gestel. Onder die Afrikaanse downloads is daar jou algemene leerder learner teacher support material. Ek sien daai ene is toe nie vertaal Loom toe nie. Hier's die kernleesboeke se werkboeke waaroor ons vroeër gesels het. Jy onderneem egter wanneer jy die boeke aflaai dat jy dit slegs in jou klas gaan gebruik. En Tippie is 'n geregistreerde handelsmerk, so jy kan nie die boeke gaan verkoop nie, maar ons deel wat ons kan. Daar's hy. Elsjenet sê sy is baie opgewonde. Dit is die eerste keer dat sy Tippie gaan gebruik as leerondersteuning onderwyser. So dis wonderlik. Ons is saam met jou opgewonde en dan Hanna vra, ons skool is in 'n landelike gebied. Alhoewel ons Afrikaans huistaal in ons klasse aanbied, is baie van ons leerders Setswana sprekend. Hulle sukkel om selfstandig te werk. Is die aktiwiteite gegradeer sodat selfs die leerder wat baie sukkel op sy eie sal kan werk terwyl ek besig is met groepwerk? Anna, ek is seker as jy met jou graad 1s wegspring
En tussen alles wat ekstra beskikbaar is, ook die aktiwiteite wat daar's nog aktiwiteite wat jy kan fotostateer ook in jou onderwysersgids. Is daar genoeg sodat jy met groepies sal kan werk en dat die aktiwiteite, jy jou aktiwiteite kan kies volgens jou groepies se sterk en se swak punte. En dit is hoekom daar nie 'n graad 1 werkboek is nie. Want daai werkboek gaan nie vir almal werk nie. Jy sou byvoorbeeld vir van jou swakker leerders sou jy die woordbou aktiwiteit kon gebruik dat hulle met die kaartjies hulle woorde eerder bou op die mat. Daar is verskriklik baie beskikbaar. Ja, nee, ek stem saam en ek sien ons sit nou 'n paar lekker vrae. So Misha vra, sy begin volgende jaar in graad R met die tipe reeks en hulle is opgewonde. Sy vra net, is dit nodig vir die grootboeke? Sy het 'n tuiskoolgroep en sy het die hele vlak R reeks bestel behalwe die grootboeke. So is daai So, ek het nog nie vir julle die grootboeke gewys nie. Wag, kom ons kyk of ek so vir julle die grootboeke kan wys. So, hierdie is vlak 1 se grootboeke. Die nasionale taakspan het toe ook bevind dat ons Suid-Afrikaanse kinders doen so sleg in die PILS, want hulle word nie aan 'n verskeidenheid tekste blootgestel in die grondslagfase nie. So, in hierdie grootboeke, binne in daardie pakkette, word daar dan binne temas, rympies, liedjies, fiksie en nie-fiksie tekste ingesluit. Hierdie is byvoorbeeld 'n watersiklus, want dit is ook 'n teks, 'n stuk teks wat geïnterpreteer moet word. Ek is gek oor die graad R grootboeke, of die vlak R grootboeke, nou graad en vlak ek te mekaar. Soveel van ons graad R kinders is taalarm in Suid-Afrika. Ons kinders is taalarm en dit beteken hulle beskik nie oor die nodige woordeskat nie. So, je m'appelle René Lombard. Je suis Elanceria et Johannesburg. Kyk, kan julle my Frans verstaan? Definitief nie. Kyk, my Frans is terrible, maar julle kon almal my gebroke Frans hoor. Taal berus op woorde, maar daai woorde moet gedeelde betekenis hê. En dieselfde as die juffrou wat gepraat het van ons Setswana kinders wat in Afrikaans of wat Afrikaans huistaal skool gaan. Gebeur dit vir baie ander kinders in Suid-Afrika ook. Daai taalarmoede dat hulle nie die woordeskat het nie. So die vlak R grootboeke saam met die vlak RR en vlak R leesboeke fokus baie sterk op woordeskatontwikkeling. So ek dink definitief dit is die moeite werd. Ek dink hulle is pragtig en veral vir voorlees en saamlees wat ons gedeelde lees vorm is daardie grootboeke regtig lekker om te gebruik. En jy gaan hom net een keer aankoop, want jy as juffrou gaan baie mooi na hulle kyk. Die ander ding is die bundels. Die bundels bestaan uit 20 fiksie en nie fiksie stories nie. Uit stories. Hierdie bundels is saamgestel uit Suid-Afrika se gunsteling skrywers se tekste. En dit is ook vir hardop lees, vir voorlees, gedeelde lees, vir saamlees, maar dit is een van daardie vir
vereistes gewees van die onderwysdepartement se kant af. Daar's 'n Jaco Jacobs fiksiegediggie, Groot Meneer. Daar is sprokies in. Ben gaan skool toe. So hierdie bundels dink ek ook is briljant en fantasties. Kom ek wys vir jou die klankkaarte wat jy teen die mure kan opsit, wat jy kan gebruik vir spesifieke fokusaktiwiteite, die flitskaarte. Jy kan alles saam gebruik of jy kan dit gebruik soos jou begroting toelaat. Hierdie is net al die minimum vereistes wat ingesluit was. Die flitskaarte maak jou voorbereiding en beplanning baie makliker want jy hoef nie jou eie woorde te gaan optik nie. Die ander ene wat beautiful is die verskillende luister en praat muurkaarte. Dis sulke groot, ek dink is A1 kaarte, daar's 8 van hulle. En hulle word weer baie spesifiek vir luister en praat gebruik. Maar hulle skakel in by die lewensvaardigheid temas. So alles werk so baie lekker saam. Ons sê ek dink dit lei baie goed na die volgende vraag. Dit's van Gertruida. Sy sê goeiemiddag, ek gebruik Curious Readers met my graad R, veral die leer my klanke video's. Hulle is gaande daaroor. Kinders het baie daarmee gegroei en dan sy het 'n vlak R en 1 boekies vir haar kinders op 'n tafel gesit vir die wat wil en dit het al verbaas oor hoe hulle dit geniet het. Sy wil graag weet of daar tippie pakkette bundels is vir graad R en dit sluit in muurkaarte, alfabetkaarte, grootboeke ensovoorts. So, vir graad R, huistaal, kan jy dieselfde voorgestelde materiaal gebruik as wat daar is. Ek gaan dit die geel reeks noem. Kom ek kyk of ek hom gou hier op my skerm kan oopkry. Daar gaan ons. Nee, hy wys nie. Gaan hy nou? Daar wys hy nou. So, die enigste ding wat jy nie gaan gebruik vir graad R huistaal nie, is die onderwysersgids. Daar is nog nie 'n graad R huistaal onderwysersgids nie. Hy is op die lysie. Maar die res van daardie materiaal kan jy baie suksesvol gebruik vir graad R huistaal. Ek dink ja, baie dankie daarvoor. Ja, die lekkerte van die vlakke is natuurlik dat dit nie graadgebonde is nie. So dit hang ook af van die vlak van jou leerders, watter of dit huistaal, eers tradisionele taal is ensovoorts. So daar is baie speling en jy sal jou kinders die beste ken. So jy sal weet waar hulle is en dan ook in die klas gaan jy dan verskillende vlakke hê. So dan kan jy dit gebruik om almal te betrek en te help om soos hulle vorder in die skool beter te word. Okay, ja, ons gaan nou praat oor die tippie teddies. Ek wil net vinnig twee goed sê. Julle kan 'n e-pos stuur aan info@tippie.co.za as julle graag hierdie onderwyspakkette wil bestel. Gee ons vir almal wat vir ons 'n boodskap stuur, almal wat vandag bygewoon het, kry geleentheid om 'n 15% korting te kry op die onderwyspakkette. So stuur asseblief vir ons 'n boodskap. Ook as jy 'n vraag het, kan jy gerus daardie e-pos gebruik. Ek het dit vroeër in die kletsboks gesit, so gaan daar's hy weer, een het hom net opgesit. En dan Misha ook gevra oor die tippie teddies en of dit beskikbaar is om te koop, maar ek wil vinnig hier vir ons kollega Karen inbring. Want sy het 'n fantastiese projek geloods
en dit gaan oor leesbuddies. Karen, wil jy dalk vinnig vir ons daarvan vertel? Met graagte. Dit is iets wat my baie na in die hart lê en op die oomblik is Hikkel so 'n groot ding in Suid-Afrika. En ons het gesukkel en ek het gedink dit sal 'n wonderlike idee wees om Hikkel tippies buite by skole uit te kry. Maar al die patrone van die tippies is van ander plekke af en ons moet trots Suid-Afrikaans bly. So ons het 'n kompetisie geloods en daar het 3 persone se tippies deurgedring en ons het 'n wenner en 'n tweede en 'n derde plek gekies. So daar is die eerste tippietjie en dan die volgende tweeetjies, dis Marika Breedsinne wat die wenner was. Hierdie een is Amonai Redlinghuisinne wat vir my ook 'n pragtige ou dingetjie is. En dan die derde prys is enetjie wat heeltemal uniek is en 'n bietjie anders lyk as sy maatjies, maar net so pragtig. Nou, jy kan self hikkel, jy kan die jou gemeenskap aan die hikkel kry en die ding is net, onthou hy mag nie verkoop word nie, want dit is 'n handelsmerk. Nou die rede waarom, ek kan so goed onthou hoe vir party kinders verskrik is om hardop te lees. Maar as jy daar in jou klas in die leeshoekie kan gaan sit en jy sit hier met jou tippie en jy lees by sy groot oortjie, dan kry jy daai selfvertroue van om hardop te lees. En die ander wonderlike ding is ook om kinders te motiveer. Wie het die meeste tippies gelees die week of die beste vordering getoon? Jy mag ons klas se tippie huis toe vat vir die naweek om by jou huis te gaan uitslaap. En ek weet net dat kinders gaande sal wees daaroor. So ons het al reeds een juffrou, ek kan nie dink hoe vinnig moes daai vrou gehikkel het nie, want sy het soos 10 tippies in 'n japtrap gehikkel, om nou wanneer die skool sluit, vir elke maatjie in haar klaskamer een te gee. So ek wil graag my e-posadres plaas, of jy kan na Reinet se e-pos aanvra vir die patroon waarvan jy hou en ons stuur ook die foto en die patroon en daardie dames is ook bereid om per telefoon as jy vashak die patroon te verduidelik en jou te help. So asseblief vrou, deel hiervan, laat ons die tippie liefde versprei. Elke iemand wat hou van hikkel, stuur hulle asseblief in ons rigting dat ons tippie in die skole kry. Moet net nie vir my vra as jy vashak met die hikkelpatroon nie. Ek kan skryf en ek kan tik, maar ek kan nie hikkel nie. Ek wou presies dieselfde sê. Ek kan ook nie kan help nie. Maar ons ondersteun dit heel hartig. Ons dink dis 'n fantastiese inisiatief. Dankie Karen. Met Dit 'n is so 'n glimlag wil ek wonderlike. by Met 'n Ekskuus. glimlag wil ek by sê, ons praat almal van die tippie hikkel projek en dan vra mense vir my die brei projek, die brei patroon. Wel dan Skus weet Hannes. jy, dan weet jy daai persoon gaan sukkel. Ek spot net. Ehm So ja, ek wil graag almal aanmoedig om betrokke te raak daarbey. Julle kan julle gebruik sommer die info@tippie.co.za e-posadres ook om navraag te doen daaroor. Baie van julle het dalk al kontak gehad met Karen veral hier in die noorde en daar is haar e-posadres ook, so stuur gerus vir haar 'n e-pos. En dan wil ek sommer hierdie geleentheid gebruik om te hoor of daar enige iets is wat julle graag enige behoeftes wat julle het vir volgende jaar se webinare. Het sy tippie of selfs oor iets anders. Is daar enige hulp, ondersteuning, motivering of enigiets anders wat julle graag sou wil hê wat ons volgende jaar moet aanbied? Want ons het die kapasiteit om webinare aan te bied en ons wil graag help. Ons wil hierdie proses uh saam aanpak. En Tippie is 'n gemeenskapsprojek. Dis daar om ons gemeenskap sterker te maak en ons en beter volwassenes in die land in te kry. So ons wil regtig vir julle ook
die wapenrusting gee om julle taak makliker te maak. So as daar enigiets is, asseblief laat weet ons. Julle kan dit nou sê of julle kan net vir info@tippie.co.za 'n e-pos stuur en kom ons kyk gou wat sê alles. Ehm ek soek 'n tippie skool. Okay. Wel ons is oop vir enige idees. Ek weet nie Reinet, jy gaan dalk dit gaan dalk nog 'n paar jaar wees as voordat jy jou kampus oopmaak. Nee, beslis, maar ek dink dit is definitief ja, wie weet. Tippie droom groot en soos Tippie groei en ontwikkel en verder gaan is enige iets moontlik. Ja, dit is een ding wat ons geleer het in hierdie proses en Reinet, jy weet dit baie beter as enigiemand van ons is dat jy sê nooit nooit nie. Daar's altyd geleenthede en ons ja, en Tippie is so 'n wonderlike uh middel om kinders selfstandig te maak. So dit is ja, daarom kan mens nie nooit nie is in nooit nooit sê nie. Ek dink daarmee dit is nou al net na 4 en baie van julle het waarskynlik baie goed wat julle moet doen vir al hierdie tyd van die jaar. So ek wil vir almal wat bygewoon het baie dankie sê. Ek wil vir julle aanmoedig om ons te kontak met enige vrae of voorstelle. Ek wil dan ook vir julle sê baie dankie vir die werk wat julle doen as onderwysers. Julle is die voorste linie en ons waardeer regtig alles wat julle doen. Sterkte vir die laaste paar dae en ek hoop julle almal kry baie rus die vakansie dat julle reg sal wees vir 2026. En dan wil ek baie dankie sê vir jou Reinet vir 'n baie besige jaar. En vir alles wat julle doen om Tippie in die mark te kry. En ek hoop ook jy kry lekker rus dat jy vol energie die nuwe jaar sal aanpak. En dan dankie vir Ena en vir Karen dat julle gehelp het met die webinar en ek hoop almal het 'n heerlike dag verder. Dankie julle, mooi bly. Totsiens.